van maandag af, ons het by Man-Up het William vir ons 'n stukkie voorberei en hy kom daar aan met Johannes 19, jy kan jou Bybel oopmaak by Johannes 19, maar Johannes 19 gaan net die begin wees, so wees gereed om vanoggend 'n bietjie te blaai, saam met ons. Johannes 19 het die kruisiging in hom en Johannes 20 is die opstanding en Handelinge 2 is die uitstorting van die Gees. Redelik die kern van ons geloof. As dit nie waar is in jou hart nie, as dit net 'n verhaal is, as dit net 'n mooi storie is, dan kan jy nie saam met ons na die nagmaaltafel toe gaan hierna nie. Want dan is die bloed van die ware paaslam nie aan jou kusyn nie. En hierdie is nie 'n hel, brimstone en fire boodskap nie. Dis die lieflikste uitnodiging. Want gister was amper my einde. Gisteroggend sê my vrou vir my, sy is ongemaklik met die feit dat ek moet die motorfiets terugry. En ek sê van nee man, ek gaan lekker grondpaaie ry, no problem. En ek connecte ou langs die pad, en hy ry met sy bakkie, ek met myne, en ons ken mekaar van geen kant af, en sê, nee man, kom ons gaan eet gou ietsie, by Gryken, ons ry Gryken toe, ons gaan eet ietsie daar, en by die grondpaaie daar vanaf, en hy sê, nee, maar hy sê my wys, en daar is 'n mooi paadjie wat hier die berg loop, en ons ry daar oor. En die kerel ry 'n groter fiets as ek, en hy ry vinniger as ek, en hy ry baie langer as ek, en ek moet probeer byhou, en ek voel nie gemaklik, ek hou nie van vinnig ry nie, ek hou van geniet, ek hou van mooi die natuur geniet rondom my, en die Here het daai fiets om my gegee om te geniet, nie om te jaag nie. En hy sê, en voor my uit, en ek besef, ek raak agter, en daar's 'n bult, en ek kan hom nie sien nie, en toe ek na die bult toe kom, voel ek my te vinnig, en ek slek af, seker met so 10 km/h. Geliefdes, toe ek oor die bult kom, toe is daar 'n bus, nie 'n kar nie, 'n bus, aan die verkeerde kant van 'n grondpad. Ek is reeds op die linkerkant, daar's heel waarskynlik 40 cm tussen my en die wal wat 3 meter afgaan. Ek kan nie uitswaai nie. Die bus is, kom ons sê 40, 50 meter van my af, terwyl ek na hom toe kom, teen 'n spoed en hy na my toe kom. Ek kan nie swaai nie, dis los klippies. As ek reg swaai, loop ek die risiko dat hy ook uitswaai. Ons praat nou van 'n split sekonde wat jy 'n besluit moet maak. Dan swaai ek dalk teen hom vas. Ek het net die brandstof, die petrol gelos, die throttle gelos, en ek het gesê, Here. En meters voor my, toe beweeg hy genoeg na links, dat ek by hom kan verby. Maar weet jy daai wat alles in jou ijskoud is, wanneer jy besef, jy was nou oomblikke weg van die dood af. Die ark se deur, ek sê altyd op begrafnisse, die ark se deur het vir 120 jaar oopgestaan. Toe Noag hom gebou het. Die ark is nie gebou vir diere nie. Diere het ingeklim om mense nie wou nie. 120 jaar staan die ark se deur oop, en 120 jaar spot mense met Noag. En die tyd van die ark se deur oopstaan, noem mens genadetyd. En ek en jy weet nie wanneer ons genadetyd verby is nie. Maar wanneer daai ark se deur toe gaan maak, God homself toe, geen mens het hom toegemaak nie, dan is jy of in, of uit. En ons leef in sensitiewe tye, van oorloë en gerugte van oorloë, en baie tekens staan buite, van eindtyd. Jy het geen waarborg, dat jy huis haal nie vanaf nie. Geen. As die bloed van die paaslam nie aan jou deurkusyn is nie, as vandag se boodskap nie 'n realiteit in jou hart is nie, en jy vat daai nagmaal agterna bloot net om dit almal te doen, en jou hart se deur gaan toe, gaan jy die woorde hoor, ek ken jou nie.
en godsdiens, en geld in 'n kerkbordjie gooi, en ou mense oor die straat help, en welwillendheid gaan nul beteken. Wanneer jy staan in jou 2 skoene voor die troon van die ware regter. Want net die bloed van sy seun is, it is finished, dit is volledig betaal, tetelestai. Net dit, net sy seun kon betaal vir jou. En mag dit waaragtig vandag insink. So ons gaan nie die volle boodskap van die hele Paastyd vandag praat nie, ons gaan oor 'n komponent praat, wat vir ons maandag aand aan die bors gegryp het, toe ons hierdie verse lees, wat lui soos volg. Johannes 19 vers 28. Hierna, omdat hy geweet het, dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word. Baie belangrike woordjie daar. Jesus is aan die kruis. Wie dit vir jou te sê in hierdie gedeelte is, Jesus aan die kruis. Maar iets moes nog vervul word, iets was nog missing, voordat sekere woorde geuiter kon word, wat ek so maklik sê, dit is afgehandel, it is finished, so baie keer het jy al daai woord gehoor, it is finished. Maar wat was finished? Sodat die skrif vervul kon word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan. En hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, luister gou mooi, toe hy wat gedoen het? Toe die asyn geneem het, toe hy dit gedrink het, waarvoor hy gevra het, toe hy dit gedrink het, is die volgende woorde wat by sy mond uitkom, sê hy, dit is volbring. Dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. In die ander evangelie sal daar staan, hy het gesê, Vader, in u hande gee ek nou my gees. Nou gaan ons gesels. Kan ek net iets sê? Yes. Oor die gesels. Ja. Daai hisopstingel. Ja. Het die Israeliete, toe hulle uit Egipte uitgekom het God vir hulle gesê, vat 'n hisopstingel met die bloed om aan julle deur. Wil jy nou die preek vooruitloop? Is dit nou die plan? Dit nou die plan? Gaan weg. Ha? Sorry. 100% korrek. 100% korrek. Ekskuus. Ons het daar gesit die aand en ons het gesê, iewers lui die klokkie van die hisopstingel. Toe ons gaan kyk, en God het vir hulle gesê, vat 'n hisopstingel, takkie, dan doop jy dit in daai bloed van daai lam, wat julle nou geslag het. Die eerste, die instelling van die Passover, die eerste paaslam wat geslag is, moes dit indruk, en hulle moes dit verf aan die deurkosyne teen die kant, kosyn bo, en teen die 2 kantse poste. So, daar het ons 'n vervulling. Daar het ons 'n vervulling van Christus se koms. Ons sê gereeld vir mekaar, as jy na die Ou Testament kyk, moet jy daarna kyk as heenwysing profeties na Christus. As jy dit nie doen nie, kan jy goeters aflei en kan jy die snaakste dinge beleef. En kan die vyand games met jou speel en mense kan wonderlike boodskappe bring wat jou hart raak, maar as dit nie na Christus toe wys nie, dan is jy nie besig met die Christus en die Gees en die Here nie. Das het 'n ander Jesus en 'n ander evangelie en 'n ander Gees. Wees versigtig. Wees versigtig. Wat maak jy as Sondag? Wat maak jy as Sondag? Hoekom sê Jesus ek het dors? Wat bedoel hy met sodat die skrif vervul sou word? Het hy dit gesê? Hoekom het hy dit? Hoekom staan dan? Hoekom het hy net gesê ek het dors het? Hoekom staan daar sodat die skrif vervul kon word? Ek luister my wyse broer.
Ek is nou stil, ek dink my broers moet daai antwoord, dit is so mooi geantwoord. Jy is nou stil. Ek het nou net 'n dingetjie gekyk wat my interessant was, as 'n ou gaan kyk, ek wil nou nie vir my slim hou oor hierdie goed gehele al hê, so ek kan nie presies onthou hoe dit in volgorde geloop het nie. Van die bekers wat gedrink was. Daar was nie net een beker gedrink nie. Ek dink dit was 3 of 4. 4 is ek reg. 4 in die Hebreëse kultuur Was daar 4 bekers wat by hy die Passover viering. wat hy moes gedrink. Ja. Nee, maar hy het nie die laaste een gedrink nie. Met die instelling van die die pas gaan nie die nagmaal. Ja. Het hy die laaste ene nie gedrink nie. Hy het hom hier gedrink. En hy het gesê, ek sal nie weer van die Van die vrug van die wynstok wynstok neem voordat ek dit nie sal drink In die koninkryk. in die koninkryk saam met julle nie. Want geliefdes, jy moet mooi luister. Wat het hy gesê in Getsemane? Toe hy bloed gesweet het. Wat het hy gebid? So wat was daai beker? Wat was in hy beker? Wat was die beker? Wat was in die beker? Wat hy vir laaste gehou het. Want jy sien, so lank het ek boodskappe geluister en in my eie hart gefokus op die fisiese lyding van Jesus aan die kruis. Is dit verskriklik? Ja. Ek meen, ek het so 'n spyker by die huis, ek het hom al vir julle gewys, met so 'n houtblok wat 'n replika is van die Romeinse strafreg, wat hulle gebruik het om in te slaan in die polse en deur die voete met so 'n dik stuk hout as waster, om seker te maak dat dit nie kan uitskeer nie. En dan kan jy in die mediese komponente ingaan van hoe lank hy daar gehang het, wat 6 ure was. En jy kan ingaan oor wat bloedsweet is in bloedvaatjies wat bars toe hy gebid het dat die beker my verbygaan. En al daai goed is waar. Maar is Jesus dan die enigste ou wat gekruisig is en daardeur gegaan het? Nee. Petrus het gesê, kruisig my onderste bo. Want ek is nie waardig om soos my koning te red. Dis nie die enigste ou wat gekruisig is. Ek moet ons vir jou stamp. Daar's 'n lekker een wat lekker hoor is. En wat bring hom van daar besit. So as ons net op die fisiese pyniging en lyding kruisig, weet jy wat doen ons? Ons maak 'n emosionele appel op mense. En ons kan almal vanmôre in trane uitbars en dit sal opreg wees oor die fisiese kruisiging van Jesus, oor die fisiese houe wat hy moes vat. 40 minus 1. Moenie vra hoekom nie, maar 39 was die houe maal 4. 156. Ja, 156. Houe. Moet daai sweep wat in soutwater gelê het sodat hy tyd kan raak met stukkies been wat vleis uitruk op elke hou. Die meeste mense het nie die kruis gemaak nie, want hulle het gesterf by die geeseling. As gevolg van bloedverlies, een fisies, maar dan kom die tweede komponent in. Die siel gee moed op. Ek het 'n video gesien van 'n gemsbok wat stap in die middel van daai 9 jaar droogte wat ons gehad het. Stap hy gemsbok in die Kalahari op 'n duin. 'n Gemsbok is 'n taaidyn. Stap op hy duin en val hy net so om. Dan sê die boer wie se plaas dit is. Dis die eerste keer in my lewe dat ek 'n gemsbok sien moed opgee. Wanneer die siel van die mens begin moed opgee, want die pyn is te veel. Ons kan lank daaroor praat. Maar dis nie waarvoor hy gebid het, toe hy gesê het dat hierdie fisiese beker by my verbykom nie. As ons dit dink, mis ons die sentrum van wat hy vra as hy sê, kan hierdie beker nie maar by my verbygaan nie. So ek dink wat 'n ou ook kan dit vir mekaar wil sê is dat 'n ou, die Engels het 'n mooi woord, minimize. Dis nie dat 'n ou sy lyding verklein of die effek daarvan wegneem nie. Maar bloot Jesus se lyding red jou nie. Dit is verskriklik belangrik. Net bloot sy lyding. As hy net deur sy lyding moes gegaan het, dit red jou nie. Dit help my verstaan dat as Jesus deur daai lyding gegaan het, fisies, gaan ek ook op hierdie aarde deur fisiese lydingsbekers tussen hakies gaan. En ek gaan dit moet drink.
Want hy gaan saam met my deur die vallei van doodskaduwee stap. En sy stok en staf is by my. Maar daar staan nie, hy gaan die vallei van doodskaduwee en pyp van my weerhou nie. En as hy dan daardeur is vir my, sal hy jou daardeur kry. So dit help my. Sy lydingstyd help my om vas te byt. Dit help my om vir 'n broer en 'n suster te sê, ek verstaan nie noodwendig die beker wat jy nou drink nie. Ek verstaan nie noodwendig die uitdaging, maar ek gaan saam met jou hierdeur stap, want Christus het alles klaar deurgestap vir jou. Fisies. But it's still not the point. En ek dink net as jy by dit, want dis wat 1 Petrus 1 sê, is eers die lyding, dan die heerlikheid. Maar as dit bloot net sou gaan oor die lyding van geeseling en spykers, dan sê ons weer vir mekaar, dit red jou nie. Daar's 'n ander ding wat bygekom het in daai lyding wat baie groter is, wat hy gedoen het. Dit red. Dit red. En dan kan ek skrif aanhaal. Asseblief. Kan ons aangaan daarmee of is nee, ons moet dit wat die Here vanoggend werk moet insink tot in die onderpuntjie van jou hart, dat jy van die jy moet, soos die Engelsman sê, fill to the brim. Fill to the moet oorloop, jou koppie moet oorloop vanmôre. Ja. So kom ons sê gou vir mekaar, die volgende bou kan nou maar inkom met goed soos ons nou inkom. So hierdie is nou onvoorbereid. Jenny, vanoggend vir my 'n boodskap gestuur en gesê sy saam met jou voorstaan, so ek staan nou maar net hier. Maar wat ons wel red is die volgende. In 2 Korintiërs 5 vers 21 staan 'n geweldige vers dat hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. En dis die geweldigheid van die kruis. En as 'n ou dit nie besef nie, besef jy ook nie regtig wat red jou nie. En dis die feit dat die wêreld se sonde, ek het nou vanoggend toe na my gebel het ek sommer net 'n ding kon neerskryf, maar dat die wêreld se sonde aan Jesus toegegee was. Ek dink daar's moenie deur mekaar raak nie. Een ou het eendag gepreek van Jesus het aan die kruis pornografie geraak. En sulke goed. Dis nie wat dit bedoel nie. Dis dieselfde met geregtigheid wat aan ons toegereken word. Dis aan hom gegee, want hy was totaal sondeloos. Toe hy gehang het, was hy ook sondeloos. En vrywillig het hy dit aanvaar. Voor die grondlegging van die wêreld het hy toe die Vader sê, my seun, die enigste persoon wat dit kan dra, is die een wat vlekkeloos is. Onthou as die familiehoofde families gekom het na die priesters toe, met hulle paaslam, jy kon meer as een familie saamgooi, en as jy nie geld gehad het vir lam, kon jy 'n duivel bring, maar dit moes vlekkeloos wees, sonder enige gebrek. Ek en jy is nie vlekkeloos nie. Elke mens wat gebore word uit die saad van 'n man en 'n vrou op hierdie aarde, word gebore binne in die dood wat Adam en Eva van my en jou bewerkstellig het met die sondeval in die tuin van Eden. Ons word in dit gebore. Daarom is ons vlekke, is ons bevlek. Ons kon nie bevlek die finale paaslam wees nie. Daarom moes God na homself toe draai, soos hy die verbond met Abraham gemaak het, met homself terwyl Abraham geslaap het, moes hy die verbond met homself weer maak om die oue te vervang, deur te sê, ek sal die vlekkelose lam voorsien. Waar sien ons dit in vervulling? Profeties, eerste, Abraham en Isak. Ek sal my seun gee, wat vlekkeloos is, en daarom kon Isak nie daar sterf nie, want hy was nie vlekkeloos nie. Nie eens profeties nie. En God het hom gestop. Maar kom sê ons dan, Jesus was vlekkeloos aan die kruis, as ons sê dat hy al ons sonde, die wêreld se sonde op hom geneem het, daai verstaan ek nie. Hy was nie die sonde nie. Hy het die sonde op hom geneem. Dis wetlik, kom ek sê so, dis wetlik. Sê nou maar ons sou 'n hofsitting nou gehad het, nê. En sê nou maar jy was 'n moordenaar, jy het iemand doodgemaak, nê. Ek dink ons almal voel partykeers. En Bou kom stap in en Bou sou sê, nê, wat totaal onskuldig in die hele pakkie is. En Bou sou vir die regter sê, maar ek is bereid om hierdie vrou se straf, want dis eintlik wat gebeur het, nê, om hierdie vrou se straf op my te neem. Het hy die sonde gedoen?
Nee, is hy die moordenaar? Nee. Maar hy sê ek is bereid om dit op my te neem en wetlik, sê die regter, wetlik. Goed, ek gee dit aan jou. Ek gaan jou nou oordeel asof jy die sondaar is in die sondaar se plek, wetlik. En hy oordeel Bou wetlik. Het Bou dit geword, het hy dit? Nee. Dis nou maar, ek probeer dit nou op so 'n manier net. Daar's fisies in die strafreggeskiedenis 'n saak wat in Engeland afgespeel het. Jy kan dit gaan Google, ek het vergeet, ek dink dis Watson versus Watson, ek is nie seker nie. Né? Twee broers, tweeling, identiese tweeling. Die een het iemand in 'n barfight doodgemaak. Sy klere is bevlek, ongered. Hardloop reguit na sy broer se huis toe, die mop kom agter hom aan om hom nou te nie die mop nie tannie, wel nou die mop om hom te kom doodmaak, want jy moet nou 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, jy moet sterf. En hy hardloop in sy broer se huis en hy sê, "Wat moet ek doen?" En sy broer wat gered is sê die volgende: "Trek jou klere uit. Trek myne aan." En sy broer stap met die bloedbevlekte klere buitekant toe. En hy word ter dood veroordeel en hy sterf. En agterna kom dit uit. En hierdie mense bring hierdie ou voor die regter en sê, hy is die skuldige. En die regter sê, ek kan nie twee mense vir dieselfde straf uitgee nie. Sy broer het klaar sy straf geneem. Meneer, jy is vry, jy kan maar gaan. Dit het gebeur. Dis nou maar goed dat die Amplified sê, he knew no sin. Him who Ja, hy knew wat no geen sin geken het. became sin for us. Nee. Ja. Nee. Dis die geweldigheid van die kruis. Ek dink as ons nou onthou die wat hy was, ons het een sondige deel oor Jesus se lewe voor die kruis. Want as daai lewe nie vlekkeloos was nie, het die kruis niks beteken nie. So dat dit alreeds daar begin eintlik is. Ek wil net gou iets oor dit sê oor die sonde wat toegereken is, want ek dink baie keer ek het enige man ontmoet in Vredendal, toe sê hy vir my, julle ouens wat so radikaal tot redding gekom het, wat geweet wat se gemors julle in was, het 'n groter voordeel as ons wat net so lekker rustig deur 'n Christelike huis gekom het en iewers die Here ontmoet het. Nee. En ek het heeltemal verstaan wat hy sê. Want die voordeel in 'n sekere sin is dat ek weet ek was 'n dooie verlore sondaar. En baie keer ouens wat deur 'n mooi lewe gekom het, sukkel om daai konsep te verstaan. So ek wil net vinnig iets daaroor sê voor ons dit aangaan, want ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons hierdie punt ook moet verstaan. En ek dink baie mense, almal van ons daai gehoor, God haat die sonde, maar hy die sondaar lief. Maar weet julle, dis 'n verkeerde stelling. Is dit regtig wat die woord sê? Want as ek net dit sou dink ek dit het 'n invloed op hoe ek die kruis sien. Nee, nou ek gaan nou vinnig, kan ek gou 1-2 skrifte net lees, ek wil net by daai punt om te verstaan wat in hy beker was. Hoor gou hierso, Psalm 5, as ons sê God is gister, vandag, sy karakter aan betrek, môre, nog steeds dieselfde. Nee. Nou hoor gou Psalm 5, vanaf vers 5 sê hy, want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Die onsinnige sal voor u oë nie stand hou nie. U haat. Dis 'n geweldige woord wat hier gebruik word. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Sê dit haat net sonde. Nou kan nou aangaan. Hier's nog 'n klomp skrifte. Ek gaan nie almal lees, ek lees net een of twee. Psalm 7 vers 12 sê God is regverdige regter en 'n God wat elke dag toornig is. Dis die kant wat ons nie van die Here wil hoor nie, is elke dag toornig sê die Bybel. Nee. Nou gaan nou vir julle Nuwe Testament skrifte lees wat dit nog steeds sê, hy is nog steeds toornig. En ons moet dit nie mis nie. Nee. As jy nou kyk na Psalm 11 vers 5 byvoorbeeld, dit sê die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Dis 'n geweldige ding wat Jesus gebruik. En as jy nou Johannes 3 gaan lees, jy gaan lees na vers 16. Daar staan daar die wat nie in die Seun glo nie, bly onder die toorn van God.
Hy sê dit in vers 36 ook, hy gebruik eintlik 'n ander konteks ook, hy sê die wat nie die seun gehoorsaam is. Ons het 'n voorbeeld in die oordeele by Noag se ark. Ja. Dat God sê in die Nuwe Testament, sê hy, ek het gekom vir sondaars om gered te word. Ek het nie gekom om sondaars net lief te hê nie. Ek het gekom om hulle so lief te hê dat daar vir hulle redding beskikbaar is. So daar's 'n verskil om te sê God het sondaars lief, sonder om te sê wat hy gedoen het om daai liefde te bewys. Want as ons hom net daar stop, dan sê ons mense, moenie worry nie. Gaan gerus voort in jou sonde, want die Here het jou lief. Ploeter gerus aan in vandag se groter kerkwêreld. Ploeter gerus verder aan in jou sonde. Want ek gaan jou nie oordeel en die Here ook nie, want hy het jou lief. Dit is net nie die waarheid nie, dan breek ons die krag van die kruis net daar. En ons gaan eindig met 'n verskriklike in diepte verstaan vandag oor wat in daai koppie was en wat dit hom gekos het sodat sonde uitgewis kan word. Dis nie 'n ligte saak nie. Geen sonde kan geregverdig word nie, nie voor die kruis nie en nie na die kruis nie. En ons sien in die begin van die tyd van Getsemane kom die waarskuwing reeds van God af na die mens om te sê, as jy gaan doen wat jy nie moet doen nie, weet dit, jy sal sekerlik sterf. Die straf van die sonde is die dood. Daar is nie 'n kruisskelding nie, daar is nie versagtende omstandighede nie. Dit is dood. As jy nie in daai ark was saam met Noag nie, was jy buite onder die toorn en onder die oordeele van die Here en jy het verdrink. Sorry. Is dit onsensitief? Is dit hard? Nee. Dis ongehoorsaamheid wat dit veroorsaak. Want die ark se deur was oop. Christus se deur is oop vir enige sondaar om by die punt te kom dat ek besef ek is verlore. Ek het 'n verlosser nodig. Uitnodiging is altyd. Die uitnodiging is dat for it is his will that everyone should be saved. Maar waar is die keuse? As ek die deur oopmaak. Waar? Ek staan en klop en as jy oopmaak, waar? As ek nie gaan verstaan wat Jesus in die tuin van Getsemane sê en ek bly vashak by hy was bang, so bang vir die kruis, dan wil ek nie in hom glo nie. As my God net na die fisiese komponent vasgekyk het en bloed gesweet het as gevolg van dit, dan het klop mense gedoen wat hy gedoen het. Maar dit kan nie dit wees nie. Sy angstigheid as in sy vleeskomponent was vir die beker. En wat binne in daai beker is. En dit is 'n geweldige saak om te oordink. Oordink dit, bepeins dit, loop daarmee rond vir 'n week. Moenie stop daaraan dink nie. Want binne in daai beker is ek en jy. Ons is verteenwoordig in daai beker. Nie as heiliges nie. Nie as heiliges nie. As sondaars wat God haters is. Die effek daarvan en die uitvloei daarvan is dat hy ons geheilig het as jy by die Here Jesus uitkom. Maar die sondaar met al sy sonde en gemors was in daai beker. En dit verdien die dood. En die toorn en woede van waar het die toorn en die woede en die oordeele van die Here oor sonde wat dood is, waar het dit ooit verander? Van gister, vandag en môre, waar het dit verander? Waar sê die Bybel, God het gesê, ag toe maar moenie worry nie, na die kruis kan ek net so kyk en sê, jy's vergewe en jy's vergewe. Ag Jesus, weet jy wat is eers nodig dat my seun hoef te gesterf het nie? Ek vergewe julle net. Dis net, poef, dis ek is God, ek is soewerein, ek kan vergewe net wie ek wil. Net glo. Dink hom net glo. Nou Ters sê altyd, daar was 'n oom in Voortrekkerweg wat bediening gedoen het onder die moslems. En hy het altyd net een vraag gevra, as hulle hom so spot, want hy het tussen hulle beweeg, hy het nie saak gehad nie. As hulle hom so spot, dan sê hy vir hulle, wie
het vir die moslemse sonde betaal? Dis die een vraag waarop hulle stil gebly het. Wie het getestelestai? Wie in volle betaal vir die moslemse sonde? Dit beteken nie dis nie beskikbaar vir hom nie. Dit beteken nie vir enige geloof daar buite is dit nie beskikbaar nie. Maar jy moet dit aanvaar. Maar daar is net een weg en waarheid. Ja. Dis groot man. Die Here gee vir ons altyd vrye wil. Hy stuur nie die geloof soos dit in ons skiel af. Hy gee vir ons altyd vrye wil. Grootste geskenk. Grootste geskenk is vrye wil. Jy kan kies. Absoluut die waarheid. Ja, en ek wil net by vinnig aansluit oor Noag en die ark, want die ander beeld wat ons het is juis in Johannes 3 wat Jesus gebruik. As hy voor daai verse wat hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Hulle het tot selfs in die Aramees is reg vertaal, want dit beteken op hierdie wyse het hy lief gehad. En wat was die wyse? Deur 'n daad aan 'n kruis op Golgotha. Maar as jy net die verse voor dit lees, dan praat dit van Moses wat die slang in die woestyn opgehef het. Nee, toe hulle gepleit het en dan sê die Here vir Moses, die wat gebyt is en kyk na die slang sal bly lewe. Wat het met die gebeur wat nie gekyk het nie? Gesterf. God het nie die oordeel weggeneem nie. Ek dink baie mense sit vandag met hierdie idee omdat Jesus gesterf het aan 'n kruis op Golgotha, vir almal is die oordeel weggeneem. Die oordeel is nie weggeneem nie. Maar wanneer ek die Here ontmoet, is die oordeel oor my lewe weggeneem. Dan het ek die ark se deur ingegaan en is ek binne die beskerming van die ark. Ark is Christus. Ek is binne sy beskerming rond binne in die sentrum van die oordeele wat uitgeskiet word, is ek veilig in die ark. Ja, Buitekant die ark is die oordeele presies dieselfde. Die toren word uitgegiet van die oordeel en daar is dood. Want die loon van die sonde is die dood. Dit verander nêrens nie. Dit het nie die engel van die dood weerhou om te kom nie, maar om in te gaan by daardie huis. Dankie Maria. So 'n keuse. Keuse, Ja, wil ek keuse. of wil ek nie? Die evangelie is interessant, want die evangelie bring my by konfrontasie in my eie hart. God gee altyd die eerste tree. Altyd. Want dit begin by hom. En daai konfrontasie in my hart bring my voor 'n keuse. Of ja of nee. Wil ek in, wil ek nie in. Nee. Ek wil net daarmee saam sê dat wat ek nou gesê het oor die sonde en al die gemors van die wêreld wat in die beker was. Maar daar was nog iets daar. Ons wil dit net dat ons dit net duidelik stel. En hy het dit nou genoem dat oor die sonde en al daai gemors was God se woede en oordeel. En dat in hy beker was God se woede en oordeel ook verteenwoordig. Want ons sonder Jesus staan onder sy woede en sy oordeel en Jesus moes dit hanteer. Dit is wat vir hom in 'n tydelik bloed sweet het. Want hy het geweet wat kom. Hy het geweet dit wat gaan kom, wat die Vader oor hom gaan bring, kan nie vergelyk word met spykers en geeseling en al die ander goed. Hy het geweet dit kan nie. En toe God sy gesig van hom, die Vader se gesig van hom weggedraai het, toe hy uitgeroep het en sê, my God, waarom het U my verlaat? Nou weet jy, daai gedagte as jy mens daaraan dink, dat as ons nie ons lewe met die Here regmaak, en as ons nie kinders van die Here is nie, gaan ons daardie uitroep, tot in alle ewigheid uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Want ek gaan in die hel wees. En weet jy broers, daai woorde, ek dink wat sê nou seker Matteus is wat hy praat van 'n groot stem, met 'n groot stem uitgeroep is nou na die Grieks oorspronklik gaan kyk, dan beteken dit soos die gebrul van 'n leeu. En as 'n ou leeu aloor brul het, ek weet nie wie het al 'n leeu oor brul. Jou hele wese, Weet jy, dit kom uit die diepte. Dis nie 'n ding wat net uit sy keel uitkom nie. Dit kom uit die diepte van hier binne af, daai gebrul.
En is dieselfde wat in Jesus gebeur het. Daai was nie net 'n ligte uitroepie gewees nie. Van my God, waarom het U my verlaat? Ek was in Botswana en ek tel houtjies op. En 'n leeu brul seker so 3 kilos weg. Maar ek het die res van die houtjies net daar gelos en ek is terug na die kampplek toe. Want jy voel in 'n oomblik, hier is ek die basie. Hier's ietsie groter aan die gang. En hier's iets groter aan die gang rondom die kruisiging en rondom die beker wat Christene mis. Paul Washer sê dit so mooi. Hy sê, jy kan baie dinge van die Bybel mis, maar as jy die kruis se ware betekenis mis, loop jy die risiko dat jy die hemel mis. As dit maar net iets is, as dit maar net 'n badge is wat ek plak, of 'n seeltjie op 'n stukkie sertifikaat om te sê Christen, of 'n dingetjie wat ek neerskryf as iemand my vra waarna ek glo, loop ek die risiko dat ek mis dat ek nog staan onder die oordeele, omdat Christus net vir my iemand is op 'n kruis, en ek mis wat hy werklik vir my kom doen het, as ek ten volle dit aanneem. As ek dit ten volle aanneem. Nou sê mense, ja, maar hierdie gedeelte van die dors, Jesus was fisies dors. Hoekom het hy dan nee gesê? Net so eentjie voor dit. Bring hulle vir hom asyn met mirre in, wat 'n numbing effek het, dat jy nou nie al die pyn in die voet is pynbehandeling. Toe sê hy nee. Wil dit hê nie. Wil jy enigstens 'n gevoel hê van ek moet dit nie voel nie. So in die fisiese het hy geman up. In die fisiese het hy geman up, maar dis nie waarvoor hy gevra het toe hy sê ek het dors nie. Dit was nie, ek is dors, gee vir my water, ek is afhanklik van julle, om vir my iets te gee wat ek nou nodig het hierson. Dis nie wat hy gesê het nie. In my opinie het hy nie eens gepraat met mense nie. Psalm 69 vers 22. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dis die enigste rede hoekom hy dit gesê het. Sodat die skrif vervul sal word wat deur Dawid geprofeteer is honderde jare voor hom. Is sodat die mensdom kan sien, kyk daar word die skrif vervul. Dis hoekom Johannes het vir ons neerskryf, sodat die skrif vervul kan word. Maar hy het nie vir mense gevra, help my asseblief nie. Ek het dors, het te doen met die finale koppie van oordeel. Vader, gee daai koppie vir my. Bring my beker. Jesus het so geman up in daai kruis, dat hy die vrees van die vlees was nie daar teenwoordig nie. Die vrees van die vlees was teenwoordig in Getsemane, maar nie daar nie. Hy het die vlees totaal afgeoorrol, want die vlees was besig om dood te gaan. Net na dit het hy dood gaan. Sê, Vader, hierdie koppie is myne. Hierdie beker is myne. Ek aanvaar dit. Ek dors dit, sodat die mensdom vry kan kom. Hierdie selfde mense, wat nou besig is om met my te spot. Onthou, om asyn vir iemand te gee, wanneer hy fisies dors is mocking. Jy raak nog meer dors, man. Waar kan jy asyn drink? Jy moet water drink. So dit was 'n bespotting, maar Jesus het nie meer daarna gekyk nie, want sy fokus was iets anders. Sy fokus was nie sy vlees nie, sy fokus was, vanaf dit donker geraak het. Dit het 3 ure lank donker geraak, van 12 uur tot 3 uur was dit donker. En John MacArthur sê dit mooi, hy sê in 3 ure se tyd, het daai beker, die beker van die hel, die straf van die sonde is die dood. En die ewige dood is die hel. In 3 ure het die hel aarde toe gekom, en het die Vader dit in 'n beker aangebied vir sy seun. Sê, ons het geen ander keuse as dat jy dit drink. Jy het gesê, ek dors daarna. Gee dit
vir my. En vir 3 ure vat hy wat my en jou toekom. Dit is waarmee ek en jy verteenwoordig is in daai beker. As gevolg van dit kan ons hier sit vandag en sê, vrygekoop van daai oordeele, maar daai oordeele is steeds op pad. Vir elke een wat nie met sy hele hart en siel dit aangeneem het nie. En die probleem van my Jakobus, die meeste mense, en ek sê dit met groot respek, baie groot respek, want baie keer in my lewe het ek dit ook gedoen, maar die meeste mense net 'n sinnersprayer wil bid, en dan sê, it is done. Sonder 'n besef, 'n Saulus wat 'n Paulus raak, wat vir 3 dae in blindheid sit, en besef, o Here, wat het ek gedoen? Hy het daai blindheid, dit was nie 'n straf nie, geliefdes, dit was 'n noodsaaklikheid vir hom, om niks van die wêreld te kan sien nie, sodat hy binnekant toe kan kyk en besef, Saulus, wat het jy gedoen? Imagine hoe hy staan en terugdink hoe hy gestaan het by Stefanus doodgooi met die klippe. Hy het die opdrag gegee. Die klere het by sy voete gelê. Dit is 'n moment in enige sondaar se lewe om te besef. Hy is na daai kruis toe om daai beker te drink omdat ek gesondig het en in sonde gebore is. Ek hou so van die woorde wat baie keer sê, remember me, of remember. Hy het ons onthou. Hy het ons vorentoe onthou, wil ek amper sê, want hy het ons almal onthou, dat ons in die beker is. Ja. Dit was my so vorentoe, ek weet nie hoe om dit uit te druk nie, maar hy het ons vorentoe onthou, want hy het ons gesien. Korrek. Uit. Ja. Wil jy iemand sien wat dankbaar is, Daniel? Sonder op enigstens name te noem. As jy iemand wil sien wat dankbaar is, kom ek vonnis jou vir iets wat jy gedoen het. En jy is op pad om my vonnis uit te dien. En in 'n oomblik sê die regter, jy is vry. Jy kan gaan. Iemand het dit reeds betaal. Dit het met 'n vriend van my gebeur. R300,000 se skuld, bedrog. En hy gaan val op sy knieë voor daai ou en hy sê, ek is jammer meneer, ek het alles wat jy doen. Ek besef, ek sal vir jou elke sent terugbetaal. Dit was die oggend van die hof uitspraak. Toe hulle in daai hof instap en sy weet, toe is regter van meneer so en so, jy's vry om te gaan, jou skuld is nou net deur iemand volledig betaal. Weet wat gebeur daar? In daai oomblik voel jy, ek verdien dit nie, maar ek kry dit. Ek verdien nie die vryspraak nie, maar ek ontvang dit. Nou besef ek die waarde van die vrykoop, sonder die besef dat ek skuldig is en die dood verdien en eintlik die oordeele van God verdien, kan ek nie verstaan hoe die vryspraak werk wat hy vir my bewerkstellig het deur die gifbeker van die dood vir my te drink nie. En ek dink daar's 'n gap in ons geestelike samelewing. Daar's 'n gap waar mense die vryspraak wil hê sonder die verstaan van die loskoop. Sonder die verstaan van wat in daai beker was. Hoe lyk God se oordeele, my broer? Hoe lyk sy oordeele wat oor sy seun moes kom? Wat het hy centurion, hy man, hy hoofman oor 1000, wat het hy bedoel toe hy sê, wat bedoel die Bybel toe hy sê, toe hy dit sien, het hy gesê, waar? Wat sal 'n Romeinse amptenaar, wat niks te doen het, met ons geloof, sien, wat groot genoeg is, om hom te laat besef, dis onmoontlik. Uitgesluit die feit, dat 'n sonsverduistering nie so lank kan duur, 'n sonsverduistering kan maksimum 10 minute of so iets duur. Praat nou 'n korreksie het hulle gesê, kan net so tydjie duur. 3 ure lank. Daar's iets wat moet insink in my en jou, wanneer ons sê,
ek is vrygekoop. Hoekom? Hoekom is ek vrygekoop? Wat laat my dit verdien? Ek dink die belangrike ding ook wat ons saam met dit onthou, wat Bou nou gesê het. Ja, as ek 'n skrif doen, want dan is dit waar van ons, nie Romeine 8 vers 1. Dis is daar geen veroordeling meer vir die wat in Christus is, nie in die ark is nie. Ek wil julle daarmee saam aanmoedig, ek wil niks wegvat van wat Bou nou gesê het, ek wil julle net aanmoedig in dit. Wanneer julle die evangelie verkondig, moenie hierdie mis nie. 'n dooie, verlore sondaar in hierdie wêreld het nodig om dit te hoor. Baie mense sê, ons hoef nie vir 'n sondaar te sê, as 'n sondaar, hy weet hy is 'n sondaar. Toe ek in die sonde geleef het weg van God af, het ek nie geweet ek is 'n sondaar. Ja. Sorry. Ek het dit nie geweet nie, totdat die nag wat die Here my gekonfronteer het. Met die feit dat ek 'n dooie, verlore sondaar is. Toe kom ek tot die besef. Het is verskriklik belangrik wanneer ons die evangelie deel, dat mense moet verstaan waar staan hy werklik voor God. Amen. Hy moet weet daar's 'n oordeel. Hy moet weet daar's woede. Hy moet weet dis oor sy lewe. Dink is Paul Wasser, nee, wat ook gesê het. You need to make much of sin. And then you make much of Christ. Want dis waar die oplossing lê. En ek wil 'n vers vir julle lees. Julle moet Jesaja 53, almal ken dit, maar gaan lees dit nou weer met in die agtergrond van wat Bou nou gesê het. Gaan lees dit net weer. Dan verstaan julle iets van wat op daai kruis uitgegiet is op die seun, onherkenbaar. Hierdie prentjies wat ons sien, snert. Dis 'n Renaissance tyd perskilderye van 'n doekie en al die goedjies. En 'n mooi smaak. Dis nie hy nakend God, die seun, God het nakend aan 'n kruis vir ons kom maak. En toe vat hy hierdie geweldige straf en woede en oordeel op hom. En dit het hom uitmekaar geruk. Ek is in my eie hart oortuig. Dit was net 'n stuk vlees wat hy gehang het. Jesaja was onherkenbaar. Jesaja 53 sê dit. Verbrysel. Ek wil hy Dit vers die nou Vader lees. behaag om sy seun te verbrysel. Vers Crush is die Engelse woord. En die oorsprong van daai woord is 'n meelsteen. Twee stene bo mekaar wat hulle die mielies en die koring mee gemaal het tot meel. Is daai gewig van daai twee stene met die koring in die binnekant, wanneer hy beweeg, dan crush hy dit tot stof, tot meel. Dit het die Vader behaag omdat hy nie van sy seun gehou het nie. Nee. Dis al wat kon betaal vir die sonde van die mens. Bou weet jy, ek dink op toe God sy gesig weggedraai het van hom af. Was omdat God nie kon sien en verdra nie wat dit wat sonde aan sy toegedoen. Dit wat sonde aan ons doen, tannie, God kan nie in die teenwoordigheid van sonde wees nie. Dit sien ons in die allerheiligste. Die hoofpriester kon nie ingaan as hy enigiets aan hom nie bely is nie. Hy moet maar hoop hy het alles bely, want as hy daar ingegaan het, was hy dood. Hy draai sy gesig weg vir 'n oomblik, beteken nie hy gaan weg van sy seun af nie. Almal sê hy het sy seun alleen, ons nie hy het nie. Hy was daar. Hy het sy gesig weggedraai van sonde af. Dis al. Nie van sy seun af nie. Mariel? Ek het nou vanoggend gedink aan daai stuk en toe dink ek aan daai skrif in die Ou Testament dat jy 'n sonde het 'n skeidsmuur gevorm tussen my. En Jesus het selfs dit het hy gedra. Ja. Jesaja 59. Habakuk sê hy is so heilig hy kan nie kyk na sonde nie. En dis wat daar gebeur het. Soos ou die kruis moet verstaan met die Ou Testament in sekere opsigte ook met sekere skrifte verstaan. Van wat dit daar reeds in die Ou Testament deurgegee het van hoekom dit so was. Dis 'n geweldige woord, ek wil die skrif nou lees, maar dis Jesaja 53 vers 10 wat wil aangehaal en ek noem dit net vers 10 praat van dat dit die Here behaag om hom te verbrys. Hoekom het dit hom behaag? Kan ek vir julle iets sê van God se karakter?
Hy's 'n regverdige regter, het behaag daarin om sonde te straf. Omdat hy heilig en regverdig is. En omdat hy lief is vir ons. Daar's 'n effek van sonde. En as ons nie die heiligheid van God verstaan, om ons elke dag van heiligheid na heiligheid nader te vorm na die beeld van sy seun nie, dan gaan ons bly waar ons is, en ons gaan daai Afrikaanse sê dingetjie het van so gemaak, so gelaat staan. Dis nonsens, dis 'n verskoning om voor te gaan. Hy vat jou net soos jy is, maar hy los jou nie net soos jy is nie. Hy vat die sondaar net soos hy is, maar hy verander hom. Vat enigeen, vat vir Saggeus, vat vir Matteus, vat vir Paulus, vat vir Petrus. Kyk waar hulle was, kyk waar hulle hy verander. Hy's die hele tyd met 'n heiligmakingsproses besig. En daarom sê hy die hele tyd lê af, maak dood. Hierdie dinge waaraan jy vashou, hierdie gewoontes, al hierdie goeders wat sonde is. Hoekom, my kind? Want dit bring skeiding tussen my en jou. Dis nie omdat Jesus nie klaar betaal het daarvoor nie. Dis omdat dit jou wegvat van die Here af. Sê vir my, jy's teen die Vader se borste wil jy aangaan met sonde. Nee man, jy skaam. Jy loop so. Jy wil nie met hom praat en die Here sê kom. Almal wat moeg en raais, kom, bring hy goed na my toe, maar jy so half een kant. Dis omdat die Here weet. Sy seun het klaar betaal, maar jy suffer en jy bring skeiding tussen jou en hom. Dis hoekom dit ons 'n ernstige saak moet maak. En hoekom ek nie kan voortploeter in my slegte gewoontes en in my sonde. Ek kan nie. Want die vyand wil hê, daar's iets wat ons moet verstaan tussen die kruis en die opstanding. Mense wil spring van die kruis af na die opstanding toe. Daar's 'n graf in die middel. Hoekom 3 dae in 'n graf? Sodat jy kan besef, tussen Jesus se afgehandelde werk en 'n nuwe lewe waarin jy kan opstaan, is daar 'n besef dat jy dood is. Daar moet 'n besef wees van dood. Sonder 'n sonde besef wat my dood maak, kan ek nie vra vir 'n nuwe lewe nie. Anders gryp ek na instant gratification. Ek soek hierdie God wat dit alles vir my oplos, so vinnig as moontlik, maar ek wil nie sterf in die ou lewe nie. Ek wil nie die koringkorrel wees wat in die grond val en sterf. Ek wil dit nie wees nie. Ek soek alles maklik en vinnig wat na my kant toe moet kom. En die kerk het 'n probleem, want die kerk verkondig nie meer die graf as gevolg van sonde nie. Dit het die seun van die mens sy lewe gekos, sy liggaam het gesterf. Jou liggaam gaan iewers doodgaan. Maar die siel en die gees kan ook 'n ewige dood ingaan. Tensy daar 'n opstanding aan die ander kant is, in hom wat die oorwinning gebring het, maar jy kan nie spring van die kruis af soontoe nie. Net omdat hy betaal het, beteken nie jy kry 'n opstanding nie. Hy het betaal, sodat jy kan besef jy's dood in dit waarvoor hy betaal het, en kan vra vir 'n opstanding en wedergeboorte vind plaas. Maar sonder dit is jy nog steeds in daai graf, met die wete en die kennis van wat hy gedoen het. Dis 'n verskriklike gedagte. Dooie Christene in grafte wat alles weet van Jesus wat hy gedoen het, maar nooit aanvaar het dat hulle die sondaars was wat hom daar gesit het en gesmeek het vir vergifnis en op hulle knieë geval het, sê o Here, soos Petrus sê, wat het u met my te doen? Ek is 'n sondaar. En hy sê, dis wat ek soek. Dis wat ek soek. En vir jou wat dit kan doen, roep ek en ek sê, volg my. En hy sterf in 'n oomblik tot die mate dat hy die grootste besigheidsdeel van sy lewe laat vaar, 2 bote vol vis. Toe hy sien wie Christus is. Dis iets om te bepeins. Het ek as sondaar geroep? Het ek bely my identiteit is 'n sondaar. Ek het 'n verlosser nodig. Na dit wat jy geroep het uit die volle oortuiging van jou hart dat jy 'n sondaar is, verander hy jou na 'n wedergebore kind van die Here wat op modder op sy voete optel elke dag. Dan is my identiteit nie meer sondaar soos voor die tyd nie. Losgekoopte, vrygemaakte kind van Christus wat nog sonde doen. En daai sonde word elke keer vergewe want die bloed van Jesus het klaar gevloei, maar daar is 'n effek rondom daai goed.
So moenie dat iemand agterna sê, wou jy wil lees met sondaars bly nie, glad nie my punt nie. Nog nooit my punt gewees nie, maar sonder die besef dat jy verlore is in jou sonde en daar's net een pad vir jou. En dit is die pad van die dood wat jy verdien. Kan jy nie uitloop na 'n regter en sê, edelagbare, ek kan myself nie red nie. Help asseblief, en hy sê, alles oukei, my seun het klaar die pak gevat. Die oordeel is reeds op hom uitgestort. Ek het net gewag dat jy roep en vra. Dis dit verniet. Dis dit gratis. Die duurste prys in die heelal kom gratis vir my en jou uit ons uitroep na hom toe. Maar wou ek moet nog steeds vir ons sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Sondaar. Kom in. Kom in. O Here, wees my sondaar genadig. Die kortste gebedjie met die grootste impak. O Here, opregte hart, wees my sondaar genadig. Enige tyd, enige tyd, enige tyd, enige tyd. Hier is dit, for you, for free. Maar jy het dit nou eers gegrasp, soos die Engelsman sê, jy het dit gegrasp. Dis nie 'n kopding nie, dis 'n hartsding. Ja, en ek dink ook 'n mens moet woorde noodwendig daar koppel. Ek dink dis ou nou my redding wat die nag toe die Here my lewe werk het, ek het op my maag, ek het op my rug gelê en net omgedraai op my maag. Al wat ek gedoen het is uitgeroep, ek sê Here, help my. Ja. Daai nag toe red hy my siel. So ek dink jy kan noodwendig woorde nie, want dit gaan nie oor die woorde nie, dit gaan oor die effek van wat gebeur in jou. En die gedagtes en die oorlegging van jou hart waar dit kom. En tot die bewustheid te kom van ek is 'n dooie verlore sondaar wat 'n redder nodig het. Dan kan daai woord net help ook wees. En hy gryp in. En hy gryp. Dink aan my. Sê die ou in die kruis. Dink aan my. Dink aan my. Dink aan my. Dink aan my. Maar sy hart het geroep, red asseblief. Ek kan nie. Ek kan nie. En die effek van dit wat ons nou gesê het vandag is dit. Nee, is dit Korintiërs wat sê vandag is die tyd van heil, vandag is die tyd van sy genade. Nee, die effek is dit. Dis as ou dit nou prakties probeer verduidelik met hierdie hand. Hou God sy oordeel nog terug. Nee. Want as hy dit vandag oor hierdie wêreld moet uitstort, nou is voorlopige oordeele, maar as hy sy volle oordeel moet uitstort, so nou, met hierdie hand hou hy dit terug, met hierdie hand sê hy, kom na my. Kom. Die ergste deur staan oop. Die deur is nog oop, is nog nie toe nie kom. Nee. En almal van ons het hier sit dit op dat gekom. Ek weet nie, ek ken nie almal nie, sê dit dan. Die punt is wat ons vanmôre vir julle wil sê is, jy moet iets verstaan in wat het met Jesus aan daai kruis gebeur, want dit gaan jou lewe verander. Dit gaan vir jou anders naamlik kyk, dit gaan jou aanbidding verander. Dit gaan jou op jou knieë voor 'n lewende God bring in dit wat hy gedoen het. Iemand stuur vir my, ek kan dit net aanhaal, ekskuus baie. Ek wil net iemand stuur 'n dingetjie vir my gister wat op 'n groep gesit is. Iets van you were worthy to die for. Liefde Jesus. Ek dink Here, iewers mis die wêreld, nie die wêreld, die Christene mis iets. You are not worthy. Jy was nog nooit. Jou waarde lê in die seun. Nee, die dag toe jy Jesus ontmoet het, maar voor dit het jy nie waarde gehad nie, dis omdat hy is wie hy is, wat hy gedoen het, wat hy gedoen het. Nie oor jy enigsins iets werd was, of jy so oulik was, of iets in jou hom beweeg het, om die beker te drink nie, in die eerste plek, in gehoorsaamheid aan sy Vader. Want hy dit verlang. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun geoffer het. Dit is wat daar staan. Net die offer, net die bloed van die vlekkelose lam kon betaal vir die sonde van mense. Met een doel, om die gaping tussen God en mens weg te vat. Want toe Jesus sterf, toe skeur die voorhangsel. Toe hy beker klaar drink, met die oordeele
van sy Vader in oor sonde, toe verdwyn die skeiding tussen God en mens, en word daar in Christus, vir my en jou, en elke sondaar wat uitroep, word daar 'n direkte baan gemaak, na die hart van die Vader. Maar sonder 'n verstaan van die beker van oordeel, wat sy doel was aan hy kruis, nie sy fisiese lyding nie, gaan ons almal emosioneel bly vaskyk, en gaan mense ons emosioneel manipuleer rondom die fisiese lyding, sonder te verstaan dat die siel en die gees moes 'n pyniging beleef wat geen mens ooit kan verstaan nie. Geen mens kan die pyniging, die geestelike en die sielspyniging verstaan wat Jesus moes neem om daai beker vir ons te kan drink nie. Nou hoe verduidelik ek dit vir Simeon? Nou sit ons by die see en ek wil dit nou vir hom verduidelik. Dan sê ek, okay seun, kom ons kyk. Hierdie ding van, julle ken die storie ding van, wat is die kans dat dit kan gebeur? Ja, ons praat van wat is die odds? Né? En asseblief, hopelik, dit nie een van julle nie, maar as die mense so hierdie sportbetting doen, wat honderde mense hulle inkomste kos, dan is dit mos odds. So jy bet nou op 'n speler of op 'n span of whatever, maar die kans is 1 teen 50 of 1 teen 100 dat die uitkoms kan gebeur, né? Net gou vinnig dat julle iets deel sodat ek vir Simeon kon verduidelik. Elia staan teen 850 Baal-profete. Die kans in vleeslike terme dat hy oorwin is 1 teen 850 of 1 tot 850, né? Dis 0,12% kans dat Elia as mens 'n verskil kan maak. Gideon kom aanvanklik met 'n span van 32,000 te staan teen die Moabiete. Kan nie onthou wat se met klomp stamme het mos saamgesmeld en die kinders van die ooste. 32,000 teenoor 135,000. Dis 1 tot 4,2 is 23%. Toe maak die Here hulle minder en minder tot by 300. 300 man wat staan teen 135,000 is 1 tot 450. Dis 0,22% kans. Kan ek jou gou sê, ek gaan maak toe 'n sommetjie, gebruik toe AI en ek sê vir AI, net vir navorsingsdoeleindes, ek wil net gou verstaan wat was die odds teen Jesus. En ek wil vir Simeon iets verduidelik. As ons sê, ek wil weet hoeveel mense naaste by het gelewe van Adam tot nou toe. Net dit, praat nie van die toekomstige mense nie, net tot nou, hoeveel mense het naaste by die aarde bewoon. En die AI probeer nou vir my vertel van die evolusie. Ek sê nee, ek soek nie jou antwoord nie. Ek sê Bybelse beginsels van 2 mense is geskep in die begin en almal uit hulle uitgevloei naaste by. Right. Hy sê vir my in die omgewing van 40 biljoen tot nou toe het geleef. Right. Ek sê toe vir Simpie. Alright, papa wil gou vir verduidelik. Kom ons sê die sonde van elke mens weeg 1 kilogram. Net 1 kilogram. Want sy breintjie moet mos nou dit kan begryp. En kom ons sê papa sal jou sonde dra. Dit wat jy verkeerd gedoen het, sal papa dra. So papa vat die kilogram by jou en hy sit hom in 'n rugsak en ek dra dit. Ek vat mamma se kilogram, ek vat oupa se kilogram, vat ouma se kilogram en so pak ek die kilogramme by. Hoeveel dink jy sal papa kan dra? Maak nou weer sommetjie, kom ons sê papa kan 100 kg dra. So papa kan 100 mense se sonde potensieel dra. Dan kan ek nie meer nie. Jesus moes net van daar af tot nou toe, as ons dit in platoniese terme, sonder dat iemand vir my bel en sê, jy kan dit nie so sien nie, net om vir 'n kind te verduidelik, moes Jesus 40 biljoen kilogram sonde op hom vat. 1 tot 40 biljoen is 0,0 tot die mag 13, soos 13 nulle 25. Dit is die odds. 1 tot 40 biljoen, net tot nou toe. Praat ons nie van die mense wat vorentoe gaan gebore word en sterf nie. Dis waarvoor hy moes paaslaan. Dis nie magnitude, dit is die, ek wil net vir my seuns sê en vir kinders sê, besef net die grootsheid van die werk. Besef net daai beker wat hy moes drink. Dit waarvoor hy gevra het toe hy gesê het ek is dors. Sê, gee vir my die straf en die oordeel
wat almal van hulle, Elbie, Wilna, wat ook al jou naam is, gee vir my syst, gee dit vir my Vader. Laat ek dit drink vir hom. Sodat hy nie hoef hierdie oordeel te hanteer wat hom toekom. As ek dit besef en bepeins en oordink, leef ek anders as wanneer ek net 'n cheap, dis soos om 'n freebie te kry by 'n plek. Ek vat net Jesus se genade, dankie tog, ek is vrygekoop en dan gaan ek. En daar's geen dankbaarheid nie, want daar's geen verstaan van waarvan ek losgekoop is nie. Daar's geen verstaan van wat ek verdien, wat ek nie kry nie. Hoe sê hy ou? Liefdevolle God stuur die mense hel toe nie. Sit jy 'n jong mannetjie in 'n taxi met drama sê, nee my broer, jy verstaan dit verkeerd. Almal is op pad hel toe. 'n Liefdevolle God skep 'n pad uit. Hy skep 'n pad uit. Jy verdien die hel, ek ook. Maar hy sê in my groot liefde offer ek my seun. Word my seun verbrysel. Word hy in 'n dimensie wat jy nie eers kan sien nie, want jy kyk net vas in die fisiese straf. In 'n dimensie wat jy nie kan sien nie, dra hy sonde se straf vir jou. En dit moet my na my knieë toe vat om te sê, o Here, baie, baie dankie dat die engel van die dood my paas oor. Ek is in Christus, ek is in die ark, ek is in die huis, die bloed is in die kusyn. Ek het U aanvaar, ek besef wat U vir my gedoen het, ek weet hoe skuldig ek is. Ek besef die vryspraak wat daai beker wat U gedrink het vir my bring en daarom kan ek nie anders as om my lewe nou vir U te gee en sê, Here, vorm my en maak my soos U wil. Hier's oorige tyd op die aarde. Hier's mense van ander gelowe en ander afkoms in ons dorp, in my buurt, my buurman, Here, ek wil gaan. Ek wil hê hulle moet ook dit besef. Ek wil hê hulle moet ook besef dat die beker vir hulle ook gedrink. Here, stuur my. Wie sal gaan? Here, hier's ek, stuur my. Dit bring 'n ander dimensie na my en jou lewe toe, as ek besef, wat was daai beker se inhoud. As net, kom ons steek 'n paas eier weg en vra die kinders om dit te kry. Gou voor dit as jy voel, maar moenie die storie uitlos nie. Wanneer jy hulle aandag het, vertel die storie. Laat mense vir jou kwaad wees, laat mense jou vervolg. Dis fine, maar kry daai storie by hulle uit. Want hulle is die volgende generasie wat moet verstaan, wat het hierdie God vir my en vir jou afgehandel toe hy sê, dit is klaar, in volle betaal. Ek wil net met 'n skrif van my kant af afsluit. En dan wil ek net, ja, ek gaan dit lees. 1 Petrus 3 vers 18 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. In die konteks van wat ons nou gepraat het. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Om ons tot God te bring. Die enormheid baie keer in my lewe van die kruis is, as Jesus nie my sonde gevat het en my straf en oordeel en woede van God nie, al het hy gesterf aan 'n kruis, al het hy in 'n graf ingegaan en opgestaan en dit absoluut niks beteken nie. As hy nie dit gedoen het nie. Dan was dit verniet. Sonder die beker van oordeel. Sonder die beker van kon daar nie sonde en oordeel. opstanding gewees het nie. Kon daar nie. Eenvoudig nie. Dit sou net niks beteken nie. En ek dink ons hart in 'n sin vanoggend is ook dat ons die diepte van dit beter sal verstaan, dat die Here moet ons harte daaroor werk om dit beter te verstaan. Weet julle wat maak dit? Dit bring jou aan die een kant, jy gepraat van aanbidding en al die goed, maar aan die ander kant bring dit jou op die plek waar jy hierdie goeie nuus net nie vir jouself kan hou nie. Jy wil dit graag met iemand anders deel. Verstaan, jy word gedring omdat jy besef wat werklik gebeur het. En ek het hierdie afgelope week in Hamlet, in die Lodge, ek drink daar koffie. 'n Jong ouetjie wat daar werk, hy werk in die bar, Aiden.
Julle kan vir Aiden bid. Toe raak ek met Aiden aan die gesels, ek was nie in die bar nie, buitekant. Toe raak ons aan die gesels, en Aiden kom nou die dag by my en sê, oom, kan ons 'n gesprek hê? En ek en Aiden gaan sit sommer daar by Marelle in die spreekkamer, een van die, wat doen mense dit lief, sienkamers, whatever, trek die deur toe, en ek en Aiden begin praat oor Jesus Christus en wat hy vir hom gedoen het. Jong oukie wat soekend is na die Here, want hy weet sy lewe is nie in die plek waar hy moet wees nie, en dit besef. En ek wil julle regtig aanmoedig daarmee. Ek het 2 weke terug kom ek in Ceres. Dis 'n tannie wat die Here op 'n snaakse manier oor ons pad gelei het. En die Here lê in my hart, daar's 'n ding met daai tannie worstel in sonde. En ek moet daai tannie gaan sien. En ek kom my weekie by die tannie uit en die week daarna kom ek weer uit. Sy het 'n besigheidjie daar en ek stap in by en staan daar by aan. Iemand kom roep en sy stap uit en toe sy terugkom. En sy kom staan voor my toe sê sy, Jakobus, hier's 'n ding wat ek moet bely. Hierdie ding in my lewe sukkel ek mee wat sonde in my lewe is. En hierdie ding moet einde kry. En prys die Here, ek het nie met haar daaroor gepraat, sy het dit uit haar eie uit begin bely, en nou kan ek saam met haar bid daaroor, ek kan die Here saam vertrou, dat die Here haar verlos, want dit was hierby ingesluit. Dan kan jy verlossing ontvang. En ek wil van my kant af maar net weer bemoedig, moenie die evangelie deel sonder hierdie komponent nie. Dit vorm deel van die evangelie. Gaan lees weer Romeine. Begin by Romeine 1. Romeine is die evangelie van God. Dan skryf Paulus hele Romeine oor die evangelie van God aangaan in sy seun Jesus Christus. En dan kyk jy net in hoofstuk 1. Hoe kom hy hierby uit? Hierdie evangelie wat die krag tot redding het, waar die geregtigheid van God geopenbaar word, hoe om weer reg met hom te wees. Want, sê in vers 18, want die toorn van God word uit die hemel uit geopenbaar oor alle ongeregtiges. Dan kom jy by die oordeel uit. Hoekom het ek die geregtigheid van God nodig? Hoekom moet ek verstaan waaroor dit gaan? Hoekom het die evangelie krag? Hoekom het dit so beskik, die gekruisigde Jesus? Want daar is 'n oordeel. En die geweldigheid van redding is, dit het ons al vir mekaar gesê, maar kom ons sê dit vir mekaar weer vanmôre. Die geweldigheid van redding is, as 'n mens Romeine 5 gaan kyk, dit is vers 9, God red jou van sy toorn. Hy red jou nie in die eerste plek van die hel nie, hy red jou nie in die eerste plek van sonde nie, hy red jou van sy toorn. Wat oor sonde uitgegiet moet word, en hy red jou dus van die dood wat jy verdien. En kan die mense in 'n sin sê, God red jou van homself. Absoluut. God red jou van homself. Dis die effek van redding. Want as hy terugkom, kom hy nie as liewe Jesus nie. Hy kom as 'n regter wat gaan oordeel. Die lewende en die dode, die hele wêreld. Oor wie geregtig is in hom en wie nie. Dan bring hy die swaard, daar staan niks versagtende omstandighede nie. Dan gaan die ark se deur toe. En dan is dit te laat vir iemand wat sê, ek sal môre besluit. Nee, as jy vandag besef, en jy hoor die goeie nuus, moet nie jou hart verhard nie. Ontvang dit, besef dit, as die liefde so groot red my van die dood. En as ons nou na die nagmaaltafel toe gaan ons anders. Ons gaan anders. Ons gaan nou na sy liggaam en sy bloed anders kyk. En mag dit 'n waaragtigheid in jou hart wees. Sal julle asseblief vir my help dat ons gou die glasies en die broodjies gou by elkeen uitkry? Ek dink nie daar gaan vir elkeen 'n glas wees nie, so een glasie tussen 2 mense asseblief. Of een tussen 'n gesinnetjie.
Net vir interessantheid vir die kinders. 40 biljoen kilogram is 400 miljoen volwasse olifante. 400 miljoen volwasse olifante of 8 piramides van Giza of die hele muur van China. Dis 40 biljoen kilogram. Terwyl ons nou wag tussen die kruisiging en die opstanding, die ou Joodse opset, dis die fees van ongesuurde brode. Met ander woorde, 'n hele week lank het hulle die suurdeeg wat sonde voorgestel het. So tussen die kruis en die opstanding moet daai sonde belydenis gedoen word. Moet hulle die hele huis skoonmaak. Ja, uitvee, laat daar niks oor is nie. Gaan doen gerus jou eie navorsing oor dit. Dit is kosbaar om te gaan kyk na daai. Hoe verwys elke gedeelte, amper sê elke tree van gevangene neem tot dood. Hoe verwys dit na al die profesieë en al die gebruike wat ingestel is? Iets wat ek hierdie week ook gelees het, is hoe die tempel opgeset was dat vrouens mag vir sekere plekke nie ingekom het nie. Ja. En dan kry jy die outer court, daar was mans, dan kry jy die deel waar net die priesters mag in, en net 'n handjievol mense ooit in die teenwoordigheid van God ingegaan. En ek kyk hierdie video wat dit sê, dit wat hier so die kruis vat, man, vrou, gentaal, swak, alles. Hy vat jou by die hand en hy vat jou van die buitepoort af. Binne en jy sê vir my, ek mag hier wees. Ja. Nie waar jy nie saam met my jy mag hier wees. Gaan jy in daar waar die priesters was en jy sê ek mag nog heeltemal hier wees nie. Ek het eers die kleding aan. Nie waar jy saam met my en hy vat jou reguit in die teenwoordigheid van God. Ja. En hy is Here, dit is die laaste plek waar ek behoort te wees. En hy sê, nie waar nie. Jy's in my. Jy's in my. Ja. Met my. Wynstok. Ek en jou en jou en my. Wanneer ons nou die brood neem, is dit fyn om te kyk, want sy liggaam is verbrysel. Dis nie verkeerd om die fisiese verbryseling te sien. En ons sê vir hom dankie daarvoor, maar ons stop nie daar nie. Ons stop nie by dit nie. So wanneer ons nou die broodjie skeer en wanneer dit in jou tande verbrysel word, besef hy het gekies om ook sy fisiese liggaam vir jou te offer, sodat die bloed kan vloei, want sonder die bloed waar ons nou gaan kom, sonder die kruisiging kon daar nie bloed wees, sonder die bloed kan daar nie versoening wees nie. Dit wys hy vir ons van die begin af met die instelling van die Paaslam. Moet geslag word. Bloed moet vloei, want die lewe is in die bloed. Dankie Here, dat u liggaam fisies opgegee het. En sodat ons nou hierna deel van u liggaam kan raak. Wat 'n belangriker ding is as nie die fisiese liggaam, ons raak deel van die liggaam van Christus, waarvan hy die hoof is en ons die bruid is. Hy die bruidegom, ons die bruid. Dankie Here, kom ons herdenk dit. Wanneer ons die wyn neem, dan sê ons Here, soos wat ons dit drink, sê ons dankie dat ons nie die oordeele van God hoef te gedrink het nie. Of gaan drink as ons in Christus is nie. Want u met u bloed het betaal vir die oordeele. U het die beker klaar uitgedrink. So wanneer ons dit neem, sê ons dankie Here vir die vryspraak in Christus, die vryspraak van die oordeele van God, wat nie oor ons hoef te kom nie. Dankie Jesus vir u bloed.
Here Jesus, dit wat ons nie in ons eie krag kon doen nie, het U kon doen. Geen mens kon doen wat U gedoen het nie. En daarom kan ons nie net kyk vandag na die fisiese nie. Die fisiese was verskriklik. Maar dit was nie 'n patch teen wat U geestelik en sielsgewys vir ons kon doen het. Deur daardie oordeele, daardie beker van God se oordeel te drink. U het alle odds oorskry. U het die mensdom se sonde op U skouers geneem. U het betaal daarvoor. U het die ewige dood oorwin. Niemand van ons kon dit sien nie. U het opgestaan in 'n nuwe lewe met 'n verheerlikte liggaam en gesê, hierdie lewe is nou beskikbaar, maar net in my. En Here, vanoggend is dit my gebed dat elkeen van ons vir ons die vraag sal vra, is ons in U? Besef ons dat ons sonde was ook in daardie oordeele, in daardie beker. Besef ek dat ek die dood verdien het, maar die vryspraak ontvang. Is dit waaragtig, Here, dat ek uitgeroep het na U vir verlossing in my lewe? Is ek 100% oortuig dat U my gered het en ek aan hierdie kant in 'n nuwe lewe opgestaan het saam met U en dat U Gees nou in my leef en deur my regeer? Indien nie, wil ek saam met Dawid vra, Here, deurgrond my, ondersoek my en skep in my 'n rein hart, o Heer. Want ons kan nie hier uitstap. Ons kan nie na die volgende dag van April toe gaan as ons nie verstaan het wat U afgehandel het nie. Want dan is dit miskien nog nie testelestai vir my nie. Nog nie in volle betaling, want ek beweeg in eie krag en ek wil alles self doen, voor ek nie oorgee en sê, Here, daardie offer is ook vir my nie. Hier is my lewe, Here. Ek wil ook U eer en volg. Al die dae van my lewe. Baie dankie dat U daai beker gedrink het. Baie dankie dat U die fisiese marteling hanteer het. Baie dankie dat U vrywillig gekies het om sonde te word vir my. Baie dankie dat U die sleutels van die dood afgevat het en 'n nuwe lewe vir my beskikbaar maak in opstanding, in wedergeboorte. Baie dankie dat U Gees beskikbaar maak sodat ek 'n herder kan hê in my hart wat kan sê, hier is die pad, loop hier langs. Spreek, Here, dat U diensknegte luister. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Vrygekoopte kinders van die Here. Amen.